Hey. Nou ja, sê vir julle vanmôre baie welkom hierso. Hier saam met ons op hierdie mooi aarde vir ons en die goeie byeenkoms. Nou ja, ons het daarom vir Heini, Bianca en dan vir Carla en vir Frikkie. Vir Frikkie. Ons het daar vir hulle vanmôre saam met ons en dan die klein mens. So, ons sê vir hulle welkom in die Kavangoland. So, hulle is nou amptelik ook Kavangoers. So, hulle het nou gearriveer en hulle is nou saam met ons hierso. Maar vir die ander daad van die verskoning gemaak om Nico hulle, hy sê hulle het 'n bietjie verkoue. Sy het al aan in die week toe ons met hulle gepraat het, toe sy gesien Nico het so sleg verkoue. So ons hoop hulle gaan beter en hulle verskoning gemaak. Maar verder ons is bly vir julle wat hier is. Dit bly mos altyd 'n voorreg en lekker om die naam van die Here groot te maak en lekker te kan die Here loof en prys met die wete dat die goedheid en die guns van die Here is met jou en hy gaan saam met jou. Nou ja, terwyl 'n mens as 'n ou so rondgaan en jy kyk so om jou rond, dan besef 'n mens baie keer hoe goed die Here vir 'n mens is. As jy baie keer na iets anders na mense kyk, dan dink jy mos altyd sê jy mos net jou probleem. En jy sien mos nou net baie keer raak wat jou raak. Maar jy sien baie keer nie raak wat bietjie verder is nie. En wanneer jy so bietjie verder kyk en jou oë bietjie wegvat van jou omstandighede af, dan sien jy eintlik die goedheid en guns van die Here op jou. En ek dink dit is vanoggend se boodskap wat ek wil gaan deurwerk. Is wat die Here op my hart gelê het. Laat juis in hierdie tyd is nog die tyd dat jy baie keer maar die oë van jou wegvat en kyk na ander. En bietjie kyk wat kan jy daar doen. En ek dink dit is die grootheid wat God vir ons het en wat hy vir ons gee. Nou toe, kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre net weer so by mekaar kan wees, weer u naam kan groot maak. Here, kan vertel van u goedheid en u guns, van die mooi dinge wat u vir ons doen. En Here, as ons so om ons kyk, dan besef ons, Here, daar's 'n wêreld daar buitekant wat seer, wat stikken is. Here, wat baie vrae het. Here, wat uitroep en vra, Here, waar is u? Here, hoekom antwoord u nie? En Here, baie keer kan ons nie vir hulle antwoorde gee nie, maar een ding weet ons vanoggend, Here, u woord sê, u sal ons nooit alleen los nie. U sal met ons wees. En daarom wil ons u vanmôre eer. Ons wil u loof, ons wil u prys. En ons wil net vir u al die lof en aanbidding gee. Here, kom verheerlik u dan vanoggend in en deur ons, sodat ons ook hier vandag u naam kan groot maak. Want dis al waaroor gaan, Here, is om u te verheerlik. En ons eer u daarvoor. Kom seën ons dan nou, en ons dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou ja, so 2 Sondae terug, laas Sondag het ons het ek so vinnig van net 'n woord gedoen, oor as jy gearriveer het, en of jy trek, daar verhuis, as jy getrek het, daar was nou meer gedink op Bianca wat gekom het, en terwyl ek in Renetjie daar staan, toe die bus nog nie gearriveer nie, of die lorry nie, en net toe ek aan die einde kom, ons net klaar bid, toe die lorry kom stop. Toe kan ek sê, daar die lorry, vir party vir ons ook gekom. Daar kom 'n dag wat die lorry voor jou deur gaan stop, en daai dag pak jy jou goed vir ewig, dat jy nooit weer sal terugkom nie. Maar tog so interessant, toe ek die LC, die Amerikaners gaan haal het in Gobalbus, toe het ons met hulle afgery, bietjie deurgery tot daar by, waarvan sê maar, Spitskoppe so deur, en hulle het die Spitskoppe geklim, en ons het hulle bietjie op die boot gevat, op die Catamaran, en teruggebring in duin laat klim, en alles het hulle gevra wat ek nou saam doen. Die duin het ek gesê, toe ek die duin so kyk, toe sê ek dink ek bly maar onder sit, toe sê die ander oukie, toe sê hy, nee, pastoor moet maar saam gaan. Toe trek ek my die skoene uit, toe klim ek die duin.
Maar so deur die duinse klim het ek baie keer gewonder hoe straf ek my so self. En toe ek eintlik die laaste bo is en ons almal bo is, ons altyd daar bo staan, toe dink ek afgang gaan definitief makliker wees as jy opgaan. Maar hulle het dit so geniet en daai pastoor, as julle kan julle daar 'n bietjie gaan kyk, ek kan vir julle die naam gee en skakel in en gaan kyk julle daai boodskap wat hy gegee het oor daai klim. En hy praat van oorkom. Hy gebruik die woordjie oorkom. Oorkom. Hy sê die twee goed wat vir hom uitgestaan het was spitskoppe en die duin wat hy geklim het, want dit het fisies van hom gevra om te klim. Nou dit was regtig waar. Ek sê vir Elsie, dit is 'n baie goeie woord wat hy daar uitgebring het. Wat een begin ons mee? Okay, daar sê, kom ons sing lekker saam. Ek wil die Here loof. O, ek wil die Here loof. Ek wil die Here loof. Net vir julle hart, Here loof. Ek wil die Here loof. Ek wil die Here loof. Net vir julle hart, Here loof. Ek verlos jullie van die lamp, verlos daarom zijn ek so blij. Vir die Heilige Gees op my neerdal van zijn ek so blij. En ek verlos jullie van die lamp, verlos daarom zijn ek so blij. Vir die Heilige Gees op my neerdal van zijn ek so blij. Dit laat my so lekker sing. Dit laat my so lekker sing. My sonde is vergeven, vergeven. Dit laat my so lekker, dit laat my so lekker, dit laat my so lekker sing. Ja, dit laat my so lekker sing. Dit laat my so lekker sing. My sonde is vergeven, vergeven. Dit laat my so lekker, dit laat my so lekker, dit laat my so lekker sing. Ek wil die Here loof, ek wil die Here loof. Met my hele hart wil ek die loof. Ek wil die Here loof, ek wil die Here loof. Met my hele hart wil ek die loof. Wat het jy van die Here, as ek groot hier opgestaan, sal dit aan heerlik wees nie, want die naam is altyd daar. Wat het jy van die Here, as ek groot hier opgestaan, sal dit aan heerlik wees nie, want die naam is altyd daar. O, dit laat my so lekker sing. Dit laat my so lekker sing. My sonde is vergeven, vergeven. Dit laat my so lekker, dit laat my so lekker, dit laat my so lekker sing. So sal ek U prys, my hele lewe lang. En die na my hande ophef, en die na my hande ophef. So sal ek U prys, my hele lewe lang. Want is my zaligmaker en my Heer. So sal ek U prys, my hele lewe lang.
Hendina my hande, of Hendina my hande, of Empress Aleki praise, may you live around, and is my son, market in my the year is my harvest. Zal mij ontbreken, hij laat mij heerlijk en groen bij houden. Dus waar is het? Leid mij in, dus waar is het? Leid mij in. En waar je diep and I deep I pass my foot up and never and by a deep and by a deep and by a deep I pass my foot up and and by a deep es niemand zu sehen, niemand zu sehen. Da ist niemand zu sehen, niemand zu sehen. Hij is de elefant niet daar. Hij is die kunstmoordenaar. Hij is die zoekers van Salomo. Niemand zullen zijn. Is niemand zullen zien, niemand zullen zijn. Daar is niemand zullen zien, niemand zullen zijn. Hij is die elefant niet daar. Hij is die kunstmoordenaar. Hij is die zoekers van Salomo. Niemand zal zijn. Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. Out on the mountain, not in the valley. But on my knees, I found my Lord. Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. Out on the mountain, not in the valley, but on my knees, I
Uit my deur gedra, deur die storm van die lewe, was sy altyd deur getrou, deur gedra, uit my deur gedra, ek is veilig as ek dit op vertrouw. Uit my deur gedra, uit my deur gedra, deur die storms van die lewe, was sy altyd deur getrou, deur gedra, uit my deur gedra, ek is veilig as ek weet op control. Uit my deur gedra, uit my deur gedra, deur die storm van die lewe, was sy altyd deur getrou, deur gedra, uit my deur gedra, ek is veilig as ek dit op vertrouw. Daar sê ek dink as daar ooit 'n koortjie is wat 'n mens seker oor en oor in jou lewe kan sing, is hy jou deurgedra. Deur storms. Weet julle, ek dink as ons baie keer net gaan stilstaan, Louis, en ons sit te dink aan al die goed wat ons dan deurgemaak het in die lewe. Julle is nog jonk. Julle moet nog al die feitjies fight wat ons gefight het. Al die battles wat ons gery het, moet julle nog, ek sê nie julle moet dieselfde battles ry nie, maar julle gaan sekere goed doen in julle lewe weer. Wanneer jy dan baie keer terugkyk in jou lewe, dan dink jy, jene, ek en Elsie, baie keer dan sit ons so, dan kry jy mos heimwee na goed wat jy nie veronderstel is om heimwee te kry nie. En dan sit ons nou die aand toe sit te praat, ek en sy weer, ons moet Willem sê, stuur vir my 'n foto van toe ek klein was, as babiekie. Toe kry ek sommer 'n Bobby Jansen foto en ek stuur die vir hom. Ek sê vir hom, ons kon ongelukkig nou nie 'n foto kry van jou toe jy klein was, maar ons het dan hierdie ene vir jou gestuur. Dis nog voor jy geskeer was. Nou gee man net so smaal vir sy pa. Maar toe praat ek en sê nou, en ons sê selfs nou weer, maar dan laat dink jou kop hardloop so terug in die jare. En dan dink jy, waar was die swaar dae in die moeilike jare, in die goed wat jy deurgemaak het? En as jy vandag terugkyk, dan dink jy, maar die Here het my mos deur almal daai gedra. Die Here het dan vir ons deurgevat, hier is ons nog steeds vandag, waar ons gedink het, ons gaan dit nie maak nie. En dan is die Here nog altyd by ons. Nou vanoggend die gedagte rondom, ek het daar vir julle gegee, sal die Here jou liefde arbeid vergeet? Will the Lord forget your labor of love? En as 'n mens daarna kyk, dan vra 'n mens baie keer 'n vraag, en ek het dit al baie in ons lewe in die bediening het ek dit beleef. En van die goed wat 'n mens beleef het, is goed wat jy voordeel is en baie keer 'n nadeel, maar goed wat jy saam met jou kan vat. Maar tog het jy baie mense leer ken in hierdie tyd. En jy leer baie van mense. En as ons so 'n bietjie kyk, dan baie keer vra mense die vraag vir jouself, maar ek doen dit daar ons goed, maar kyk wat maak hulle. Kyk wat doen hulle. En baie keer sal die ene ou sê, hoe sê jy altyd die ding teruggegooi? In my gesig teruggegooi, ja, of so iets, jy weet, ek het my liefde vir hulle geen, hulle gooi dit terug in my gesig, of ek wou dit doen, of ek wou dit doen. En,
En baie keer is daar sekere goed wat ons ervaar, en dan sê ons, maar ek wou dit net goed gedoen het. Ek wou dit, maar nou is almal teen my. Ek wil maar net goed gedoen het. En dan besef 'n mens baie keer, dan sê jy ook vir jouself, ek gaan ook nie meer goed doen aan mense nie, want as ek goed doen aan mense, dan gebeur dit en dit en dit. En dan sit 'n mens altyd met die vraag van, maar wanneer doen jy goed en wanneer doen jy nie goed nie? Maar sien die Here dit wat ek doen? En daar is so twee gedeeltes wat ek net vinnig wil vir u noem. Die eerste ene is, ons ken almal die verhaal van Josef, wat in die tronk gesit het. En Josef praat met die skinker en hy praat met die bakker, en terwyl hy met hulle praat, gee hy vir hulle 'n uitleg. En nadat hy vir hulle uitleg gegee het, toe sê hy vir die skinker, jy gaan in jou pos herstel word, en die bakker aan die einde van die dag sê, maar hy gaan jou doodmaak. Maar terwyl hy vir die skinker sê, toe sê hy vir die skinker toe hy met hom praat, en hy vir hom die uitleg gee, toe sê hy vir hom, as jy dan nou herstel word, toe sê hy in Genesis 40 vers 14 praat hy daarvan, hou my tog net in gedagte, as dit met jou goed gaan, en bewys my tog guns, en maak melding van my by Farao, en bring my uit hierdie huis, dit is eintlik die gevangenis, bring my uit hierdie. Die Engels skryf dit so mooi, hy sê, but please remember me, when everything is going well for you. Wanneer dit goed gaan met jou, onthou my ook. Wat sê, ek het altyd gesê ding vir mense, dan sê ek vir hulle altyd, dan sê hulle, maar ek het jou nie betaal vir dit wat jy nou vir my gedoen het nie. Dan sê ek vir moenie worry nie, môre rol jy weer vir my 'n klip uit die pad uit. Môre help jy my weer. Wil sê, een ding wat toe ons gekom het hierso, nou sê Elsie vir die bedienis wat daar werk, nou sê vir hulle, baie dankie, of sê vra, nadat hulle iets gedoen het, sê vir hulle dankie. Nou kyk hulle vir Elsie so aan, en die enetjie later vra vir, sê, ma'am, why don't you thank me for something that I must done? Elsie sê, nee, ons sê vir jou dankie, vir dit wat jy doen. Nee, sy verstaan dit nie, want dit is haar werk. Sy moet dit doen, hoekom wil ons vir haar dankie sê? Toe sê sy, nee, ons is so, ons sê vir jou dankie. Maar sê, mense partykeer ervaar wat ons dankie. Nou Nehemia is seker een van die mooiste gedeeltes wat jy kan gaan lees Nehemia as jy kan. Daarvan, sê maar hoofstukke 5, ek dink so, verskillende plekke doen Nehemia vir die koninkryk, of kom ek sê vir Israel goed. En wanneer hy dit klaar gedoen het, dan sê hy vir die Here, in Nehemia 5 vers 19, maar daar's nog so ander die gedeeltes, wat hy elke keer dit aan die einde, wat hy dit gedoen het, as hy iets gedoen het, dan sê hy vir die Here dit, dan sê hy vir die Here, dink my God, my ten goeie, aan alles wat ek aan hierdie volk gedoen het. Die English Standard Version sê, remember for my good. Wil sê, dink aan my goed. Dink dit wat ek gedoen het. En dan vra mens, sien die Here dit raak. En vanoggend wil ek 'n bietjie met u wandel, of deel oor dit wat die Here op my hart gelê het, rondom sien die Here dit raak. Sien die Here vanmôre jou goeie werke raak. Sien die Here vanmôre dit wat jy insit. Want baie keer sit 'n mens in, en jy sê, maar niemand sien dit nie. Niemand stel belang nie. Niemand hoor dit nie. Niemand sien wat ek doen nie. Niemand maak so nie. Tog, aan die einde, as ons tog wil weet, wil ons tog baie keer daarom hoor, dat dit goed, of jy het dit gedoen, of jy het dit gedoen. Ons is mens, ons wil dit baie keer hoor, maar die vraag bly altyd, sien die Here dit raak? Ek dink dis die belangrikste vir 'n mens. Sien die Here raak dit wat ons doen. Sien die Here raak wat julle doen. Sien die Here raak wat julle doen. Sien die Here raak wat julle doen. En dan baie keer 'n wonder 'n mens, sien die Here raak dit wat ons maak. En wanneer ons kom by hierdie, en dan praat die Here van, dis waar ek vanoggend met u wil deel, Hebreërs 6 vers 1, praat Paulus met die volk, met die disciples, die mense daar in die plek, en hy praat met hulle, of hy skryf hulle, en hy sê vir hulle, weet julle doen so 'n paar dinge, maar wat julle doen, maar ons wil julle help. En Paulus sê, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie,
maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder weer op die fondamente te lê van die bekering uit dooie werke van die geloof in God. En weet julle, oor my jare in die bediening was dit seker een van die goed wat vir my nog die meeste aangetrek het van mense. Baie mense het ons al in ons lewe gesien wat die Here aanneem, maar hy het nooit verander nie. Hy bly nog net daar waar hy is. Hy is elke Sondag kerk toe, elke Sondag as daar 'n uitnodiging stree uit, elke Sondag kan die mense maar vir hom bid, elke Sondag daar is geen geestelike groei nie. En Paulus skryf van hy sê, hoekom? Hy sê, ons kan nie bly net in die bekeringsgoed nie. Daar's soveel meer in die dinge van God as net bekering. Jy sien baie mense, en dit het ek soveel keer in my lewe gesien, dat mense bekeer, hulle kom tot inkeer, maar daar's geen werke daarna nie. Daar's geen verandering in sy lewe, behalwe dat hy nou nie drink, neer, vloek en rook en wat ook al nie doen nie, dat hy nou al hierdie mooi goed nie meer doen nie, hy's gereeld in die kerk, maar daar's geen geestelike ryptyd in hom nie. Daar's geen geestelike groei in hom nie. En dan vra mense, maar hoe is dit moontlik? Waarom is dit so? En dis wat Paulus van dit skryf. Paulus sê, ouens, ons kan nie net bly by die begin nie. Ons kan nie net hier in die begin van die dinge sit nie. Ons moet begin kyk, daar's ietsie meer. In die vers 2 sê, van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. Hy sê, ons kan daaroor praat. Ek het al baie keer, toe ek kort in die gemeente gekom het, was dit seker die lekkerste ding, kyk, jy preek bekering dat die honde help. Maar later dan kom jy agter, maar die ouens luister in geval nie nou meer na jou nie, want jy bly by dieselfde ding. Jy kan nie by dieselfde ding bly nie, want daar's meer. Die woord van die Here gaan nie net oor die begin nie. Die woord van die Here gaan oor dit wat ons aan die einde gaan bereik. Dit waarna ons op pad is. Die Here wil nie hê, Paulus skryf daaroor. Hy sê, ek wil nie hê julle moet net onderbly nie. Ek wil hê julle moet kan begin uitstyg. Julle moet begin veranderings kan begin doen. Hebreërs 6:3 sê, dit sal ons doen as God dit toelaat. Ja, ons moet nie dit weggooi nie. Ons moet dit nie verloor gaan nie. Ek dink die meeste wat ek dit ook al gepreek het, is toe ek evangelisasie werk gedoen het, waar ons rondgegaan het, in verskillende plekke gaan besoek het. Dit was lekker. Kyk, jy preek 'n hond uit 'n bos uit. Maar wat daarna? Die mense moet voort kan gaan. Hebreërs 6:9 praat hy daarvan, en Paulus skryf vir hulle, en toe het hy hulle bietjie aangevat, hy sê, julle moet dit los, julle moet nie net hier bly nie, julle moet nie net hier maak nie, maar dan sê Paulus iets vir hulle, maar geliefdes, ons is aangaande julle van beter dinge oortuig, dinge wat samehang met die saligheid, al spreek ons ook so. En dan vers 10, dit is wat ek vanoggend, wat ek toe dit gelees wat die Here op my hart lê. Want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie. Die liefde arbeid wat julle betoon vir sy naam, omdat julle die heiliges gedien het en nog dien. Good News Bible sê dit vir my, hy sê, God is not unfair. He will not forget the work that you did, or the love that you show for him, and the help you to give are still giving to other Christians. Dit wat ons nog steeds gee elke dag van ons lewe. Hy sê, met ander woorde, ek sien dit. Hy sê, die Here is nie vergeet nie. Die Here vergeet nie vanmôre dit wat jy doen nie. Die Here vergeet nie vanmôre dit wat ek en jy insit nie. Baie keer voel ons, maar ek doen dit verniet. Baie keer voel ons, maar hoekom moet ek dit doen? Waarom moet ek dit doen? En die uiteinde van dit is, en ek sê vir baie keer vir mense wat ek hieroor praat, as werke nie vir Jesus of vir God belangrik was nie, en ons kom nou daarby, sou die Here nooit vir hulle gesê het om dit te doen nie. As dit nie belangrik was nie, sou die Here nie vir jou gevra het om goed te wees nie. As dit nie belangrik was nie, sou die Here nie vir jou en my en enige vir ons, vir hulle wat luister, vir enige vir ons gesê het, maar luister, ek wil hê julle moet goed doen. Ek wil hê jy moet na jou naaste kyk. Ek wil hê jy moet dit doen. Ek wil hê jy moet dit doen.
Laas so Sondag wat terug het ek al gesê, ek dink ons beweeg in 'n tyd waar die kinders van die Here mekaar meer nodig gaan hê as ooit van tevore in ons lewe. As ons nou sien in die wêreld, ons kyk rondom ons, dan raak 'n mens baie keer benoud as jy sien wat gebeur. Want die mense is teen mekaar, oorloë is teen mekaar, wêreld is teen mekaar. En dan besef jy maar net een ding, ons as kinders van die Here het mekaar nodig. Ons het mekaar nodig om mekaar te dra. Ons het nodig om mekaar te ondersteun. Ons het nodig om na mekaar te kyk. Ons moet vir mekaar begin omgee. En Paulus praat hieroor van, hy sê dis juis in hierdie tyd van hulle ook, wat hy gesien het, julle gee meer, julle doen meer vir kinders van die Here. En dis waar hy gekom het, hy sê, maar sal die Here, ek dink hulle het ook die vraag gevra, sal die Here dan nou sien wat ek doen? Sien die Here dan my goeie werke? Sien die Here wat ek alles insit, wat ek vir mense doen, wat ek hier doen of daar doen? Sien die Here dit raak? En baie keer twyfel jy daaroor, want baie keer kry jy predikers wat sê, man, jy moet net geloof hê, nie werke hê nie. Maar luister ouens, jy kan dit nie losmaak nie. Die werke is net so belangrik soos die geloof, en die geloof is net so belangrik soos die werke. En ek dink hierdie tyd, as daar 'n oproep van God ooit kan wees, is dit juis vandag vir die kinders van die Here, om weer na mekaar te begin kyk, om weer vir mekaar te begin bemoedig, om weer met mekaar tyd te spandeer, om weer met mekaar hierdie pad te vat. Ons is so gejaag in 'n lewe. Ek droom gisterand, en ek weet nie wat droom nie. Elsie het gedroom, en sy sê, dis omdat ek die bed deur mekaar gekrap het. Sy sê, toe alles is deur mekaar in daai kamer, sy droom, sy het nagmerries gehad, ek weet nog eers al die nagmerries gehoor het. Dit is seker nou omdat ek gryp die bed, en skop ek die komberse onder so op, en dan voel hy onder my voete, en dan kry my voete lekker warm. Maar dan lê die hele komberse hier by my kant onder. Nou sê dan sê maar dan droom jy, en ek droom hoe sit ons so almal by mekaar, en daar's 'n man wat by my kom staan, en hy sê vir my, hy vra my, hy sê vir my, sê my bietjie meer van die familie. Ja, en ek sit, maar die mooiste man, maar ek wil amper sê, maar sy gesig, sy rooi hare, en hy sê vir my, sê my bietjie meer, en ek begin sê vir hom van die familie. En ek sien Orgie, my broer se seun, sit ook by my, en hy sê vir my, vir ons, terwyl ek probeer uitpassel die familie, en ek weet nie, kom plaat die familie my nou, juis in die slaap nie, want ek is nie daai familie vas nie, en hy sê vir my, en hy sê, maar dan gaan die vliegtuig, en ek dink by myself, nou wat die vliegtuig met dit te doen? En ek sit en ek kyk so, en ek besef maar net weer eens, dit wat ek gedroom het, was familie. En hy vra my, en dis prof, wat Sena? Ek sê, want ek weet altyd, Sena is altyd een kant. Ek sê, Sena is daai kant. Hy is self besig, hy sit daar. Maar ek sê, hulle het 'n kleintjie by hulle, nou weet ek nie, as hy dit seker hoor, skiet hy my. Maar sulke goed wat jy droom, maar ek droom van familie. Hy vra vir my, sê vir my bietjie, waar is die ander familie, hoe's die familie? En daar sit haap ek winde, ek kan nie familie almal onthou nie. As Elsie nie by my is nie, dan sal ek hulle nie onthou nie. Maar een ding weet ek, laat God wil hê dat ons in hierdie tyd weer moet kyk na mekaar. Ons moet weer tyd maak om na mekaar te kyk, nie net jou familie nie, maar as gelowiges in Christus Jesus, wat deel is van die koninkryk van God, wat deel is, al voel ons baie keer nie so nie, al voel ons baie keer nie om met hulle te gesels nie, al voel ons baie keer hulle het ons seer gemaak, al voel ons baie keer hulle het dit teruggegooi in ons gesig, al voel ons baie keer hulle het ons te nagekom, maar laat ons sal kom op daardie plek, en vanoggend weer eens, toe die Here dit my gee, wil ek weer eens net vir u wys, hoe belangrik dit is. In vers 11 sê Paulus, hy sê, maar ons verlang dat elkeen van julle, in die Good News Bible sê, our great desire is, that each of you keep, met ander woorde, dat elke een van julle moet aangaan,
Dit is ons hartsbegeerte. Dis God se begeerte vanmôre vir elkeen van ons. Wat jy sit, hulle wat luister, elkeen van ons se begeerte vanmôre is, laat ons na mekaar moet omsien. Laat ons moet kyk na die gelowiges. Want dit was vir Christus, hoor nou, dit was vir die Here Jesus die belangrikste ding, om na die kinders van die Here te kyk. Om na mekaar te kyk, en ek gaan vanoggend dit vir u gee, en as dit vir hom belangrik was, hoeveel te meer net nie vir ons wat sy navolgers is nie, ons wat saam met hom op hierdie pad stap, hoeveel te meer is dit nie vir ons op van toepassing nie. Ons kan nie sê, maar net die Here Jesus was iemand anders, hy was goddelik, hy het dit gedoen nie. Nee, hy het juist die voorbeelde vir ons gestel, en wanneer hy dit noem, en wanneer hy dit maak, dan vergelyk hy dit amper met hom, om te sê, in Matteus 10 vers 40 praat hy daarvoor, daar's baie skrifte rondom dit, maar ek wil net hierdie 3 tekste met u deel nog. Hy sê, wie julle ontvang, en vir my is dit interessant, dat die Here Jesus sê, hy begin nie, met ander woorde, die wat my ontvang het, met ander woorde, Jesus sê, die wat my gaan ontvang het, maar hy begin by sy disippels, hy praat met hulle wat hy eintlik gaan agterlos. Hy praat met jou en my wat eintlik hier is nou. Hy praat met jou en my wat hier is. Hy sê, wie julle, met ander woorde, wie jou ontvang hy nie, wie jou ontvang Frikkie, wie vir jou ontvang Louis, vir elkeen van ons vanmôre, jy wat hom ontvang, hy wat jou ontvang, jy wat kind van God vanmôre is. Luister vanoggend, hoe goed is dit? As hy jou ontvang, maak nie saak wie hy is nie. As hy jou vanoggend ontvang, sê Jesus, ontvang hy my. So belangrik is dit. Laat hy sê, met ander woord, jou wat my ontvang Jesus. Is dit nie wonderlikie? Om te dink, as jy my ontvang, dan ontvang jy Jesus. As jy my nooi in jou huis, nooi jy Jesus. As jy kind van God ontvang jy hom. Dis soos hy wat in daai huis instap. Want jy sien sy heerlikheid, sy grootheid, sy heerlikheid is in jou, leef in jou, bly in jou. Wat sê jy in daai huis instap, stap wie saam met jou in? Stap die Here, stap saam met jou in. Hy sê, wie jou ontvang, met ander woorde, vir elke van ons ontvang, hy sê, ontvang my. Hy sê, en die wat my ontvang het, hy sê, ontvang my van hom wat my gestuur het. Dis my Vader. En nou gaan hy nog verder, vers 41 sê, en hieroor het ek 'n paar jaar terug het ek oor hierdie onderwerp gepreek. Maar hy sê, hoor hierso, wie 'n profeet ontvang omdat hy 'n profeet is. Hoor nou hoe belangrik is dit vir die Here. As jy nou dink, die Here sê, jy met ander woorde, jy ontvang my, as hulle jou ontvang hulle by. Hoor nou wat sê hy. Hy sê, wie 'n profeet ontvang, omdat hy 'n profeet is, sal die loon van 'n profeet ontvang. Die Here sê, daar's betaling vir dit. Daar's betaling vir dit. As jy vanmôre dit glo, so pas op vir dat jy die profeet nie sommer wegjaag by jou huisie. So, jy jag jou profeet, jy jag jou loon weg. Pas op wat jy maak. Ontvang die profeet. Ontvang die profeet. Hy sê, wie 'n profeet ontvang, omdat hy 'n profeet is, sal die loon van 'n profeet ontvang. Hoor nou. Hoor nou, wat sê hy nou? Hy sê, en wie 'n regverdige ontvang, omdat hy net regverdig is. Wat sê die Here sê, as jy 'n goeie mens, kind van die Here gaan ontvang, omdat hy 'n kind van die Here is, omdat hy aan God behoort, hoor nou, omdat hy aan God behoort, regverdig is, sal die loon van die regverdige ontvang. Daar's lone vir die kinders van die Here. Daar's lone vir 'n regverdige. Daar's lone vir 'n profeet. As jy hom ontvang, wat die Here eintlik wil sê, dis myne. Hy behoort en sy behoort aan my. As jy hom ontvang, as jy vir Elsie ontvang, dan beteken dit, jy gaan loon kry. Want die Here sê, jy ontvang 'n regverdige. Hoe's dit? Kom aan, hoe's dit? Dis fantasties. As ek 'n regverdige ontvang,
kry ek 'n regmerkie. Ek het loon. Ek het loon. Ek het loon. Jy sien, jy kan vir jou rykdom bou op aarde al. Vir eendag, wanneer jy voor God gaan staan. Jy sal nie as 'n arme in die koninkryk van God instap nie. Jy kan nie. Want as jy doen wat die wil van God is, sê die woord van die Here, is daar loon. In vers 42, dan sê die ou bekende ene wat ons almal altyd het. Dan sê hy, en elke wat een van hierdie kleintjies, onthou, dis nie van kinders wat hy nou praat nie, ek gaan nou vir jou wys. Dis nie van kinders wat hy praat, wat klein babietjies en kindertjies is nie. Maar hy sê, kleintjies net 'n beker koue water laat drink, hoor nou, hierso is dit, omdat hy wat, 'n disipel is. 'n Babietjie kan nie 'n disipel wees nie. Maar wanneer hy praat, dan sê hy amper, die geringste van my koninkryk, die geringste van hierdie mensies van my, hierdie wat nou eintlik maar in hulle babaskoene is, hulle wat nou tot bekering gekom het, hulle wat nou begin vat, hy's my disipel, hy's 'n navolger van my geword. Hy sê, as jy net 'n beker koue water vir hom gee, as jy hom net 'n beker water gee, hy sê, voorwaar ek sê vir julle, hy sal soos jou loon sekerlik nie verloor nie. As jy net, maar wil sê, net 'n beker water vir hom gee, as jy vir 'n kind van die Here net 'n beker koffie gee, as jy vir 'n kind van die Here maar net 'n stukkie dit gee, as jy vir 'n kind van die Here maar net ietsie kleins doen, as jy vir 'n kind van die Here, navolger van Jesus, net iets doen, dan sê hy vanoggend vir jou, dan sal jy nie jou loon verloor nie. Wat sê, jy doen dit nie verniet nie. Om vir my koffie te bring, baie keer, jy het koffie vanmôre gekry, moet jy weet, het jy 'n loon, want jy het dit vir 'n kind van die Here dit gedoen. As jy dit vanmôre gegee het, wanneer hy dors was en honger was, en nie kos gehad het nie, of hy het nie iets gehad om te drink nie, jy gee dit vir hom, dan sê die woord van die Here, jy sal loon kry vir dit. En die waarheid daarin is, dat God kan nie lieg nie. Mense sal vir ek en jy afskiet. Mense sal sê ons moet los. Mense sal sê ja, hulle maak jou net seer, hulle kom jou te na. Maar ek glo nou die aan toe die Here hierdie woord vir my gee is, juis om vir ons te sê, moet jou nie steur aan wat mense sê nie. Moenie steur aan wat mense gaan praat nie. Moenie gaan steur wat te doen nie, want die duiwel wil nie hê jy moet loon ontvang nie. Die duiwel wil nie hê jy moet die heerlikheid van God ervaar nie. Die duiwel wil nie hê jy moet weet wat jy vandag weet nie. Hy wil hê jy moet sit. Hy wil hê jy moet oordeel. Hy wil hê jy moet kritiseer. Hy wil hê jy moet al daai goeders doen. Maar wanneer God kom, dan sê hy, dis nie waarvoor ek jou het om te kritiseer, om te oordeel en te verwyd nie. Waarvoor ek jou het, is om die wil van my Vader te doen. En die wil van my Vader is om goed te doen. Jy sien, dis die verskil. God is nie net daar om dood te maak nie. As ons in die Bybel lees, ek dink is, wow, God wil net doodmaak, dis nie waar nie. Jesus het gekom en gesê, hy sê, ek kom om die wil van my Vader te doen. My wil van my Vader is, dat mense nie moet verlore gaan nie, maar die ewige lewe, Esegiel 18 praat daarvan. Hy sê, dat hulle die ewige lewe kan hê. Ek het nie behaag, sê God, in die dood van 'n sondaar nie, maar laat hy moet gered word. Kyk sy hart wat hy is. Hy sê, jy wat dan sleg geweet om jou kinders goed te doen, hoeveel te meer julle hemelse Vader net nie. Jy sien, hy bestaan uit goedheid uit. Wanneer Jesus loop en hy doen die goeie werke, hy maak mense gesond en alles. Hy sê, ek doen niks anders as wat my Vader nie sou gedoen het nie. Ek doen net wat my Vader sou gedoen het. En wat doen die Vader? Jesus deel kos uit. Jesus gee vir hulle. Jesus sê vir hulle, ek sien julle is baie moeg. Julle moet nou eers gerus. Ek sien julle het honger. Kom ek gee vir julle kos. Ek sien julle siek. Kom ek maak jou gesond. Ek sien jy's vermoeid en belas. Kom ek help vir jou. Kom ek gee vir jou. Kom ek praat jou weer moed in. Luister, daar's 'n dag wat gaan kom. Hy het hulle geleer. Hy het hulle nie gekom om te oordeel nie. Hy het nie gekom om te verwyd nie. Hy het nie gekom om te kom en sê hoe sleg hulle is nie, maar hy het gekom dat hulle kan lewe en lewe in oorvloed hê.
En wanneer die Here met ek en jy praat, dan sê die Here vandag vir ons, doen dit. As jy dit doen jy dit vir my. Nie vir my anderste nie. Jy doen dit vir my. Laat mense maar vanmôre sê, laat mense jou maar kritiek lewer, laat mense maar vanmôre vir jou oordeel, laat mense maar dit maar sê wat hulle wil sê, maar staan jy op en sê jy maar net vanmôre, ek doen dit vir my pappa. Ek doen dit vir die Here. As ek dan uitdeel, deel ek uit. As ek moet iemand gaan versorg, laat ek gaan versorg. Daar is altyd, ek sê, die grootste wonders wat ek al gesien het in die lewe. Nou is dit nie sulke groot wonderwerke dat mense dink hier staan jy op uit die doodheid, of hier het hulle iemand wat siek was, of gebid het. Ja, dit moet daar wees. Maar baie keer is vir my die grootste wonderwerk. Ek sien op ek en Elsie, ek wys vir haar, 'n vroutjie en nog, maar hulle sing 'n ander taal. Stap hulle by 'n ou oomie se huis, stap hulle in, of die tannie wat hulle staan, kom stap sy met die trekklavier in, en dan sing hulle vir haar geestelike liedere. En hoe daai vrou, toe sy dit hoor, daai ene vat, sy speel uit trekklavier hier, maar hierdie vroutjie hang hierso. En dan besef 'n mens net weer baie keer, daar's mense wat alleen is. Daar's mense wat smag na iemand net om te kom sê, vanoggend, die Here is hierso. Die Here is naby. Die Here is nog vir jou, gee nog vir jou om. Partykeer wil jy maar net daai drukkie van die Here hê. Partykeer is jy maar net die drukkie van die Here. Partykeer is jy maar net die ene wat die Here sê hy wil toevou. En partykeer verstaan 'n mens net nie, maar dis wonderwerke. Wonderwerke waar iemand sit en huil in sy hart. En vanmôre uitroep en sê, is daar nog 'n God? Hoekom is ek alleen? Hoekom sit ek vanmôre alleen? Hoekom voel ek vanmôre alleen? Dan kan jy vanmôre en ek vanmôre net daardie een wees wat kom en sê, die Here dink vandag aan jou. Die Here is vandag by jou. En daai persoon skep moed. Is ek en jy bereid om weer te kyk en vanmôre te sê, Here, miskien het ek dit agterweë gelos. Miskien het ons dit al vergeet in hierdie druk van hierdie wêreld. In hierdie lewe, dit al vergeet en gesê, ag Here, ons is so besig. Ons is so besig. Maar weet jy wat? As ons nie gaan tyd maak vir dit nie, mis ons almal eintlik na ons loon. As ons eendag voor God gaan staan, Jesus sê, daar gaan 'n dag kom en ons almal by hom gaan staan. Wat hy gaan sê, wat het jy vir my gedoen? Ek was siek, het jy my besoek? Ek was honger, het jy my kos gegee? Ek was dit, ek was dit. Dat sal vir party van hulle sê, Here, maar ons het nie geweet, ons doen dit nie. Hy sê, as jy dit een van die geringste gedoen het, vir die geringste van my disippels, vir die geringste van my mense, die ou op die laagste klas, jy dit vir hom of haar gedoen het jy dit vir my gedoen. Het jy dit vir my gedoen. Kom ons bid saam. Vader, Here, terwyl ons vanoggend so staan hier by mekaar is, Here, toe hierdie woord in my gegee het, Here, het ek sê, Here, maak dit lewend. Here, want ons leef in 'n wêreld, Here, waar elkeen maar vir homself raak. Here, as ons om ons kyk, dan sien ons, Here, daar is nie meer die goddelike liefde en die menseliefde wat U in ons harte gesit het nie. Here, toe U ons gered het en verlos het U ons juis verlos en vrygemaak, Here, om dit te kan uitleef, om U instrument in U hand te wees. Here, om daar te kan wees wanneer iemand U nodig het. Om daar te kan wees, Here, wanneer trane vloei en mense nie meer antwoorde het nie. Here, laat ons daar sal wees. Want Here, U woord sê, daar waar ons is, en daai persoon ons ontvang maar vir U. Daarom as U op ons stuur, Here, waar ons gaan, weet ons, Here, as ons daar ingaan, is U daar. En dis my gebed, Here, vir ons wat hier is. Maar ook vir hulle wat luister.
Here, hulle wat op ander plekke is van u kinders, Here, ek bid vanmôre vir elke ene. Here, terwyl ons vanmôre ook aan u tafel gaan sit, Here, dan besef ons maar net weer eens vanmôre, Here, u het 'n prys betaal vir ons, sodat ons kan lewe. Here, u liggaam was gebreek vir ons, sodat ons kan lewe. So onbaatsigtig. Here, u het nie omgegee dat u dit doen nie. U het nie omgegee vir dit nie. U was bereid om daardie prys te betaal vir elkeen van ons, goed of sleg. Here, maak nie saak wie en wat ons was nie. U het 'n prys betaal sodat elke ene wat in u glo, in u kom, nie verlore sal gaan nie. Here, u het die bloed gestort sodat elke een van ons gereinig kan word van ons sonde en ons ongeregtigheid. Elkeen wat u aanroep, Here, wat by u uitkom, wat vra, Here, vergewe my, sal u vergewe. Here, u sê vir ons ook, u sal ons sonde, ons ongeregtigheid van ons verwyder, so ver soos die ooste van die weste. U sê vir ons eintlik, ek sal nooit weer daaraan dink nie. Here, ons hou dit teen mekaar. Maar u sê, ek dink nie eers meer aan dit nie. Here, wanneer ons vanmôre ook hier sit, wil ons dit herdenk. Dat ons vanmôre kan sê, Here, maak ons vanmôre soos u. Here, maak ons harte u harte. Maak ons gedagtes u gedagtes. Here, laat soos Dawid geskryf het, my siel kleef aan God. Dat ons siel aan u siel sal kleef. Dat ons wese met u sal wees. Sal met u sal gaan. Here, kom raak ons aan vanoggend. En ons dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou ja, soos wat hy is, wat lekker is om te weet, dat Here Jesus eintlik net voor die kruisiging, en ek sê altyd vir ons, die broodjie beteken nie iets, is maar net 'n broodjie, en hierdie is maar net 'n sap, beteken nie eintlik ietsie, maar die simboliek aan dit, is om vanmôre te sê, Here, wanneer jy hierdie broodjie neem, dan beteken dit, sy wonde was vir jou en my gewees. Eintlik het ons dit nie verdien nie, ons verdien dit nie. Ons is dit nie eintlik werd nie. Baie keer as ek met die Here praat, dan sal ek sê, Here, eintlik verdien ek nie u liefde nie. Ek verdien nie baie keer, as ek dink aan dat sy genade en sy goedheid nie. Maar wanneer ek hier staan en ek hierdie broodjie vanmôre, dan dink ek daaraan dat hy gesê het, Willie, dis vir jou wat ek dit eintlik gedoen het. Elkeen van ons kan vanmôre ons naam mee aankoppel en sê, dis eintlik vir jou wat hy dit gedoen het. Hy het dit nie vir iemand anders, ja, vir baie ander gedoen, maar eintlik vir jou, sodat jy vandag kan lewe, sodat jy vandag kan vorentoe gaan, sodat ek en jy vandag kan aanskou die grootheid en die heerlikheid van die Here. Want sy liggaam was gebreek vir jou, net so ook die glas met die wyn, hierdie sap, sy bloed wat verteenwoordig. Sê maar net, dit reinig jou en my elke dag. As jy daar staan en jy sê, ag Here, vandag het ek weer iets gesê wat ek nie moes gesê het nie. Ek het vandag weer iets gedoen wat ek nie moes gedoen het nie. Here, vergewe my. Dan vergewe hy jou. Want hy het 'n belofte in dit. My bloed is gestort tot vergifnis van jou sondes. Van my, van ons almal, sodat ons vry en as oorwinnaar kan wees.
Kom ons laat daai toetjies ook kry. Wat? Sy. Dankie Here Jesus. Baie dankie. Here, baie dankie dat ons net weet vir oggend. Here, U het die bloed gestort vir ons. U was deurboor vir ons. Here, U het die prys betaal. Here, U het hierdie offer gebring, sodat elke mens wat na U toe kom nie sou verlore gaan nie. En ons wil vir U dankie sê, Here, dat ons vanmôre dit kan herdenk en weet dit is net U goedheid en U guns. U genade oor ons. Al verdien ons nie een dit nie, weet ons vanmôre, Here, in U is ons vanmôre koningskinders. Want U is van die Vader, U is in ons, en ons is in U vanmôre. Daarom behoort ons, en is ons erfgename van die heerlikheid van U. Want U het dit gesê, U het dit gespreek, en ons neem dit vanoggend in Jesus naam. Amen. Ons gaan ons laaste koortjie daar sing. Oh, victory is mine, victory is mine, victory today is mine. The victory is mine, victory is mine, victory today is mine. I know Satan together behind, the victory today is mine. I know Satan together behind. Victory today is mine. Oh, joy is mine. Joy is mine. Joy today is mine. The joy is mine. Joy is mine. Joy today is mine. I know Satan together behind. Joy today is mine. I don't Satan to leave behind. Joy today is mine. Oh, healing is mine. Healing is mine. Healing today is mine. Healing is mine. Healing is mine. Healing today is mine. I don't Satan to leave behind. The healing today is mine. I don't Satan to leave behind. Healing today is mine. Oh, victory is mine. Victory is mine. Victory today is mine. Victory is mine. Victory is mine. Victory today is mine. Lekker voorreg. Victory is mine. Ek sal die oorwinning neem en ek sal uit die Here uit glo alles wat hy doen. Kom ons ontvang die seën van die Here. Vader, nou dank ons U Here vir 'n wonderlike oggend net in U teenwoordigheid. Here, ons dank U vir 'n wonderlike, laat ons weet, Here, U is met ons. Waar U woord sê, Here, waar 2 of 3 vergader in U naam, daar is U. En dit maak ons opgewonde vanmôre dat U is hier. Here, ek seën nou elkeen van hulle. Ek seën hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons almal sê, Amen. Die Here seën u en as die Here se wil is, volgende Sondag, dan sien ons mekaar weer en ons maak weer die naam van die Here groot. Amen.